Kom by PPK Delmas se online bespreking. Ons gaan aan met die kruiswoorde wat Jesus in die kruis vir ons gegee het. En ons wil vanaand die kruiswoord, derde kruiswoord en die vierde kruiswoord bespreek. Maar ons vra eers, jou sê my vrou dat jy hier is. Baie welkom by ons in die afwesigheid van Henry wat ongelukkig nou siek is. Ons gee hom vergunning vanaand om te rus, maar volgende week sal hy terug wees om sy plek te kom volstaan. So jy gebruik my net vir 'n spaarwiel. Natuurlik, jy moet mos nou al gewoond wees daaraan. Amen. Ja. Kom ons gesels bietjie oor die derde kruiswoord. Dit staan in Lukas 19 vers 26 en 27. En dis een van my seker van die mooiste kruiswoorde. En hier wil ek hom twee opdeel. En is eintlik vanaand so gepas dat jy saam met ons hier is of saam met my hier is, van die eerste een in hierdie kruiswoord, ek wil hom in twee gedeeltes opdeel. Een is die moederliefde, waarna die Here verwys, en dan die kinderliefde. Kom ons lees dit gou. Hy sê in Lukas 19 vers 26 en 27, en toe Jesus sy moeder sien, sê die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Die eerste gedeelte, vers 26, en hy sien sy moeder daar staan, en hy sê vir haar, daar is die nuwe seun. En ek dink omdat die Here alles weet, het hy geweet die moederliefde, die moederhart, wat op daardie oomblik onder die kruis gestaan het, en vir hom gekyk het. Ja. Kyk, nou gaan jy terug in die geskiedenis en vandag nog steeds. Die seun en die oudste seun gewoonlik is die een wat na die ouers omsien of na die moeder as die vader afsterf. Is dit maar die oudste seun. Die dogters is betrokke baie keer, maar die seun is maar die een wat maar kyk na sy ma, hy neem daai plek oor. En nou is Jesus besig om te sterf, en nou is Maria alleenig. Sy het geen ander kind of kraai, soos ons nou maar sal sê nie. En so daar gaan niemand wees wat na haar kyk nie. Niemand wat na haar behoeftes en haar welstand en gaan omsien nie. So Nou, ek dink sy het ook in 'n mate gevoel, dis haar kind, sy gee baie om vir haar kind, ek meen, ongeag jou kind, maak nie saak hoeveel nonsens hy aanjaag, wat hy doen nie, jou kind bly jou kind, ongeag, en hier hang haar kind aan die kruis, sy weet hy is besig om te sterf, dit was sy lot van die begin af, maar niemand kan haar voorberei daarvoor nie, en nou dink sy, goed, my kind gaan sterf en ek is alleen. Ek het nie 'n man nie, ek het geen ander kinders nie, so nou gaan sy alleen wees op hierdie aarde. Ja, en die ander punt wat ek ook kyk is na die moederhart. Weet, 'n moeder sal altyd by haar kind staan, soos jy gesê het, ongeag wat 'n kind verkeerd doen. En hier staan sy by die kruis van Jesus, 'n onskuldige seun van haar wat hang. Sy was daar met sy geboorte gewees. Sy was daar toe hy in Jerusalem weggeraak het en hulle na hom gaan soek het. So sy het die hele lewe lank 'n pad saam met Jesus gestap. En hier kom sy en sy sien al hierdie wonderwerke. Ek meen, kyk net na die wonderwerk by die bruiloft te Kana. Sy het na hom gegaan en gevra. Sy het geweet wie hy is. Sy het geglo in wie hy is en die boodskap van die engele. Maar nog steeds, hier staan 'n moeder. En nou moet ons na 'n moederhart kyk. En ek dink uit daai menslike moederhart oogpunt, het ons al besef wat die wanhoop waaraan sy was. Om te sien, toe Jesus Jerusalem ingaan, en hulle het gesing, en hom geprys as die koning, en daai selfde skare skree nou, kruisig hom, maak hom dood, waar die ander hom veroordeel het, en waar die ander hom amper weggegooi het, staan hier 'n moederhart. En 'n moeder kyk na hom, en baie keer, laat dit my so dink aan 'n moederhart. Baie keer is ons geneig om die kind weg te skuif, maar die moederhart kyk altyd na haar kind. En ek dink altyd so baie in 'n hen. En as daar gevaar kom, maak sy haar kinders toe, en sy beskerm het. En hier staan sy eintlik basies hulpeloos, magteloos. En op daardie oomblik kyk Jesus af, en hy besef, hier staan my moeder.
Ek het nog steeds 'n plig teenoor haar. Ja. Ek moet nog steeds toesien. Hy sien haar seer, hy sien haar wanhoop. Hy sien daardie verlate waarin sy staan. Ja. En mens dink nou net, ja, sy was net by die kruis, toe staan sy nou daar. Ek dink van hy gevangene geneem is, deur sy hele lyding, deur al hierdie tot en met waar hy in die kruis hang, was sy daar. Ja. Sy was nêrens anders nie, sy was daar, want ek meen, as hulle vir jou sê, jou kind is gearresteer, waar gaan jy onmiddellik? Jy gaan polisiestasie toe, jy gaan wil weet, hoekom is hy gearresteer, waarom is hy gearresteer, jy gaan by hom staan, deur alles, deur die hof, deur alles, ongeag wat jou kind gedoen het, glo ek, 'n ouer wat lief is vir sy kind, sal daar wees, of jy nou lief is vir jou kind of nie, jy sal daar wees, ter ondersteuning, of vir bemoediging. Baie keer is dit seker nou maar nie ter ondersteuning nie, want hang af nou wat se misdaad jou kind van beskuldig word, kan jy nou seker nou nie maar stook in sy kwaad nie, maar hy het geen sonde gehad nie, en sy het daar gestaan, en hy's gegeesel, en om jou kind so te sien, ek meen, as jy net vat vandag, as iemand vir jou iets lelik van jou kind vertel, en ek het eendag 'n oproep van iemand gekry en gesê, ja, maar jou kind doen dit en jou kind doen dit. Sê ek van, weet jy wat, jy kan vir my baie dinge van my kind sê. Stefan was definitief nie die soetste seentjie op hierdie aarde nie. Ja, Is nee. definitief nie die soetste seentjie op hierdie. Maar daar's sekere dinge wat jy weet, wat as iemand vir jou sê jou kind het dit gedoen, dan sê jy vir hom nee. Dis nie my Dis nie my kind nie. En sy het geweet, dit waarvan hulle hom beskuldig, was hy onskuldig. was hy skuldig. Hy was die seun van God, want onthou, Ja. hulle het hom beskuldig dat hy het gesê, hy is die seun van God. En dit was die waarheid, en sy het geweet dis die waarheid, en sy het by hom gestaan. En maar hulle het hom vervloek en gevloek, en ek meen as jy gaan staan en kyk hoe vervloek en vloek hulle jou kind. Almal weet nou, ons kinders is ver, maar ek het baie ander kinders hierso wat ek aangeneem het, hulle is al groot en klein en almal, as ek sien 'n kind word te nagekom, en iemand waarvoor ek omgee wat te nagekom word, gaan jy 'n bietjie ver gaan om my andersins te bewys, en ek gaan opstaan vir daai kinders. Kinders is onskuldig. Hy was 'n volwasse man, maar jou kind is jou kind. Ja, nee, dit is, en ek dink daardie wanhoop, het Ja. God onmiddellik raak gesien, Jesus, en hy het uitkoms gestuur. Ja, Daarom sê hy vir Johannes die geliefde apostel, hy sê, daar's jou nuwe moeder. ja, Nou die ander gedeelte wat ek raak sien, een is die moederhart, Maria wat daaronder staan, 'n hart wat stikkend is, verpletterd is, ja, en sy voel, wat moet sy nog doen, om haar kind te kan red, en sy Ja. kan nie. ja. En Jesus sien daardie moederhart raak, en onmiddellik sê, hier's die antwoord. Ja, Wat staan vir my daaruit, is die kinderlike liefde, die kinderhart van Jesus. ja, Die ontfermde hart. Ons praat hier van 'n liefde wat gebore is uit 'n opregte kinderhart. Ja. Die opregte omgee. Hy het geweet van die moederlike hartseer, Ja. wat Jesus was alwetend. Al het hy in daai kruis gehang, het hy dit gesien. Hy het dit in haar oë gesien, hy het dit beleef deur hom. Net die liefde laat 'n mens die lyding van iemand anders verstaan. Jesus se liefde vir sy moeder het altyd sterk in sy lewe gebrand, ook vir 'n verskeurde en sondige wêreld. ja, Sy liefde het tot in die dood toe getrou gebly. Hier aan die kruis gee Jesus vir ons 'n praktiese illustrasie van die gebooie van God, en veral eer jou moeder en jou vader. ja, Wat het hy gedoen? Hy het nog steeds, teen die middel van sy seer, sy alles, wat het hy het uitgereik, en daardie gebod was hy gehoorsaam. Ja. Eer jou moeder en vader. Ja. En ek sê altyd, wanneer 'n kind sy ouers eer bewys, eer hy ook vir God. Dis wat Jesus daar gedoen het. ja, Hy was dankbaar vir sy aardse moeder, al haar opoffering, hy het 'n hartseer, hy het 'n pyn, hy het alles raak gesien. ja, En nog steeds het hy eer ook aan God gegee, wanneer hy het na haar uitgereik en aan haar behoefte voorsien. 'n Kind moet liefde, respek, dankbaarheid
maar die belangrikste een, versorge aan sy ouers ook voorsien. En dis baie keer wat ons vergeet. En ek en jy weet, ons is baie met die ouete huis te doen. Hoeveel keer was ek en jy nou al by die ouete huis waar ou mense sê, my kind het my vergeet. My kind is nie meer daar vir my nie. My kind gee nie meer om vir my nie. En hoe kom Jesus negeer ten spyte van sy omstandighede, sy swaar kry, en baie keer wil ons dit as 'n verskoning gebruik om te sê, weens my omstandighede kan ek nie na my ma kom nie, ek kan nie daar uitkom nie. Ons moet op verskoning sien en probeer ontwikkel vir daardie gebod, eer jou vader en moeder. Baie mense, en ek het al baie keer vir mense gesê, weet jy wat, wil jy vir my werklik sê, jy is so besig, dat jy net telefoon kan optel en 5 minute net met jou ma praat nie, of met jou ouers praat nie. Ja. Dit is ook 'n manier van respek en eer aan jou ouers betoon, en laat hulle voel, hulle is daarom nog belangrik. Want wanneer ook ons met hierdie ou mensies te doen kry, sien jy sommer die verlange in hulle hart, jy sien die seer, jy sien die verlatenheid. En ek dink hoe Maria gevoel het, die verlatenheid, die seer. En baie keer doen ons as kinders dit, en hier kom Jesus, en hy gee vir ons daai mooi praktiese voorbeeld, ten spyte van sy eie lyding, sy eie seer, sy eie alles, wat doen hy? Hy gee om vir sy moeder. En dis wat vir my, die versorging wat vir my so mooi uitgestaan het. Ons moet Jesus voorbeeld navolg, iets wat ons in ons moderne samelewing nalaat. Ons sit hulle in 'n ouete huis, en ons vergeet van hulle. En dis nie wat die Here van ons verwag nie. Ons het 'n plig, en die woord sê dit, om wanneer ons ouers bejaard is, na hulle om te sien. Dis ons plig. Nee, dit is. Maar ek sit nou en dink, en dan sê party mense, ja, maar jy het nie my ma geken nie, jy het nie my pa geken nie, jy het nie geweet hoe hulle met ons, jou ma en jou pa het vir jou die beste gedoen in die omstandighede waarin hulle was. Ek kan sê, in ons ouerhuis was daar altyd baie geld? Nee, daar was nie. Was daar altyd geld? Nee, daar was nie. Daar was daar wat ek weet, dat daar nie geld was nie. Maar ons as kinders het nooit gaan honger slaap nie. Ons was altyd versorg. Ons was altyd na gekyk. Ons ouers was altyd lief vir ons. Dit was altyd in ons huis gewees. En yes, ons is van die gelukkiges. Daar is ouerhuise waar dit nie so gaan nie, wat dit is, maar die 10 gebooie sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. Ongeag hoe jou ouers teenoor jou opgetree het, moet jy probeer om 'n beter persoon te wees. Jy moet na jou ouers omsien. Ek meen, en hierso, en dit ook, ouers is nie veronderstel, die wet van die natuur sê, ouers is nie veronderstel om hulle kinders te begrawe nie. Hierdie ma sien hoe ly haar kind, hoe sterf haar kind. En sy's daar, maar hy maak vir haar voorsiening. En dis mooi, want ek dink Jesus, daarom wanneer ons 'n kind of iemand 'n kind aan die dood afstaan, verstaan Jesus hart, want hy was daar. Hy het sy moeder se seer ervaar. En daarom bring hy deur daardie kruisdood hierdie woorde vir ons hoop. En weer eens, maar soos ek gesê, daar's 'n plig op ons as kinders om na ons ouers te kyk. En soos jy reg gesê het, ons wil altyd ons ouers kritiseer, en toe ek in die ouerhuis het ek myself daarin skuldig gemaak, want die dag toe ek 'n ouer word, het ek besef wat so opoffering my pa vir my gedoen het. En dit het my verander, dat ek met 'n dankbare hart vandag staan voor my ouers, wat hulle vir my gedoen het. En ek is ewig dankbaar vir wat hulle gedoen het. En hier kom Jesus, buiten dat hy net vir sy moeder omgegee het, kyk hy ook na die hele mensdom. Want Jesus kom en hy sterf vir die mensdom, maar selfs in hierdie oomblik kyk hy nie verby sy verantwoordelikheid teenoor sy aardse moeder nie. Hy het dit nie as 'n verskoning gebruik nie. Hy het sy plig tot aan die dood toe nagekom. En ek dink dis wat ons moet doen. Hy sorg vir sy moeder. Sy laaste bevel op aarde voor hy sterf, raak sy moeder aan. Sy plig teenoor sy ouer. En ek dink dit is vir my mooi. Sy laaste opdrag voor hy sterf, gaan oor sy plig, die 10 gebooie teenoor sy moeder. Eer jou vader en moeder, sodat jou dae verleng sal word. Hy vergeet van homself.
van sy smart, sy eie nood, sy eie behoeftes. Ja. En hy voorsien aan haar. En dis die mooiheid van daai kruiswoorde. Dis wat vir my so pragtig is en vir my seker een van die mooiste kruiswoorde is. Ja. Dan wil ek gaan en ons moet ongelukkig, ek dink ons tyd begin uithardloop en goed. En dan moet ons kyk na die derde of die vierde kruiswoord. En hierdie kruiswoord, en ek het dit verlede week verduidelik, 2 van hulle is, of 3 van die kruiswoorde is in die dag gesê voordat Jesus sterf. Ja. En dan die een wat ons, die vierde een wat ons nou gaan bespreek, het gebeur toe die duisternis oor die aarde gekom het. Ja. En na daardie duisternis, of na hierdie kruiswoord, het die ander 3 gekom wat die nuwe lig vir ons in die lewe is. Ja. Nou, kom ons kyk bietjie na hierdie een. En dis hierso waar Jesus kom en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink nie, ons besef die impak van hierdie woorde nie. Want nou moet jy een ding besef, hierdie duisternis gekom, jy hang die Here, die sonde, die swart van die wêreld, lê op hom. Ja. En ek dink op daardie oomblik, het hy so verlate, eensaam, weggegooi, gevoel in sy lewe. En ek dink daar's baie mense, wat so voel. Ons sit in 'n diep gat. Ons voel dat die wêreld nie meer vir ons omgee nie. Ons voel ons is weggegooi. Ja. Maar net na dit kom die deurbraak. Want hy het na wie toe gegaan? En hier's die sleutel. Hy het na God toe gegaan. Ja. Hy het nie na niemand toe gedraai nie. Hy het na God toe gegaan en gesê, ek kom en ek staan nou voor U. Ja. En toe die ergste is, toe draai God sy rug op hom. Dink ek. Nee? Want onthou net, God kan nie in sondes, hy kan nie in die teenwoordigheid van sonde staan nie. Nou staan Jesus hierso, in hierdie donkerte, en hy het al ons sondes op hom. En toe die een persoon na toe wie hy toe draai, het hom verlaat. Maar die Here sê ook, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nooit verlaat nie. Dit het vir hom so gevoel. En ek het nou in die week, of 'n hele rukkie terug, toe ek nou op TikTok, soos nou die huisgenoot sê, Die moderne huisgenoot. Die moderne huisgenoot, die huisgenoot sê, TikTok sê, hulle sê Microsoft het 'n quiet room gebou. Hy so gebou dat die decibels daar binne is 20 decibels. Nou 20 decibels is niks harder as 'n fluistering nie. Hulle sê as jy daar ingaan, jy kan $1 miljoen of iets wen as jy vir 'n uur lank daarin kan bly. Maar hulle sê omdat dit so stil is, hoor jy jou eie hartklop, jy hoor jou eie bloed deur jou are vloei. Dit is oorverdowend stil. En nou toe ek nou vanaand voorberei vir hierdie, nou dink ek, jy weet daai was, ek dink vir die Here, vat nou as jy nou, as hier by ons is nou gewoond aan load shedding. As dit nou die krag ewe skielik afgaan, daar by ons as dit net bietjie hard reën, dan gaan die krag af. Dan word dit doodstil in die huis. Alles is doodstil, want niks is aan nie. Die yskaste, alles is af, so dis doodstil. So ek dink toe daai duisternis oor die aarde gedaal het dit doodstil geword. Ja, maar en niemand het, want nou weet hulle nie wat aangaan nie. Dis daai verbaasenheid en die donkerte wat die vreemdheid van alles gebring het. En dis hierdie, want dit was hierdie lawaai en hierdie geremoer en hierdie geskree, kruisig en alles, en ewe skielik is dit donker en almal is doodstil. En toe gil Jesus hierdie woorde uit, dink ek. Of al het hy dit net hardop gesê, want hy het uitgeroep. So imagine nou, jy's in 'n hierdie donkerte. Jy's nou in 'n, onthou toe ons kinders was daar spookhuise. As hulle in die sirkus gekom het, was daar altyd 'n spookhuis. Onthou jy? Nee, of op skool. Okay, dit seker nou nie dit gehad nie. Maar dan gaan jy nou en dan gaan jy in hierdie spookhuis in en dan sit nou so donker en dan het hulle nou sulke toutjies wat daar hang en dan sit nou so spinnerakke en goeters. Maar dit is so, en dan
kry jy ewe skielik hierdie ding wat nou daar uitspring en dan moe hy nou. Dan skrik jy nou jou olie af. En ek dink dit was, as ek nou moet my verbeelding gebruik, dink ek toe daai donkerde so uit neerdal en is so doodstil. En Jesus roep hierdie woorde uit, en dink ek is daar 'n paar ouetjies wat flou geval het. Want wie roep nou so uit? Want hy moet nie eintlik meer die krag hê nie, en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink nie ons kan besef wat is God verlatenheid nie. Ek dink ons sal dit werklik eers besef wanneer ons die dag voor die Here staan en hy sê die woorde, gaan weg, ek ken jou nie. Ja. Dan sal ons werklik besef en verstaan wat hierdie woorde van die Here beteken, waar hy uitroep na God. Ja. My God, het waarom het U my verlaat? En ek dink wanneer ons daardie woorde hoor, Jy het dit nie gemaak nie, skree soveel mense daardie woorde. Ja. En dis die hartseer, want hier het 'n goddelike gehang, en hy roep na God. Geen sonde gehad het nie. Geen sonde. Al daai sonde op hom. Ja. Hy het al daai sonde by ons op hom en die een persoon op wie hy vertrou het. Ons almal vertrou op God. En ek het hier toe ek nou my aantekening maak, is ek het geskryf, ek dink jy kan dit nog hanteer as jou vriende jou verlaat, of jou ouers, of jou volk, of jou familie, jou verlaat. Maar as God jou verlaat, is jy verlore. Amen. Toe ons daai tyd, ek het nou al vir 'n paar mense vertel, toe ons Durban toe getrek het, ek het in Witbank groot geword, en ek het in Middelburg gewerk, en my vriende, en my familie, en my ondersteuningsgroep was daar. Toe trek ons Durban toe. En ewe skielik het ek niemand daar nie, daar's nie iemand wat ek kan stop en sê, ek gaan gou na werk by jou koffie drink, of ek gaan so nie, want ek het kollegas gehad by die werk, en by die huis het ek my familie gehad. Maar andersom het ek niemand gehad nie. So dit was vir my moeilik. Niemand het my verlaat nie, ons het as gevolg van omstandighede getrek, maar om daai omstandighede te hê waar jy nie vriende het nie, en ook nie familie het wat naby genoeg is nie, en dit was nou nog voor die tyd van selfone, of nie, daar was selfone, maar dit was verskriklik duur om te bel vir ons, en ek en my maat mekaar elke dag gebel op die landlyn, en ewe skielik bel ons mekaar eenmaal 'n week, op 'n Sondag aand na 8, wanneer dit nou goedkoper is, dan bel ons mekaar, en my vriende ook, my vriendinne, jy het nie daai ondersteuningsbasis nie, en ek dink nie, dit is eers so erg, as om van God verlate te wees nie, maar, as jy in daai depressiewe omstandighede kom, wat jy dink, almal het my verlaat, niemand hou van my nie, almal het my verlaat, ek het nie vriende nie, ek het nie familie nie, ek is alleenig op hierdie aarde, moet ons onthou, die Here sê, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nooit verlaat nie, want hy weet hoe is dit om van God verlate te wees, en ek dink daar's niks erger as dit nie. Amen. Ja. Ek dink daar's glad nie iets erger as jy ook na hierdie woorde van die Here kyk, kom Psalm 22 op, en na die woorde het koning Dawid ook uitgeroep na die Here toe, waar hy uitgeroep het, want koning Dawid het op daardie stadium weens sy omstandighede, het hy gevoel, hy is ver van God, en hy het na God, het nie na sy hulproep geluister nie. Dan oor, hy het uitgeroep, en dis baie keer waar ons voel, en ek dink, op daardie stadium kan ons dit, maar ons gevoelens van uitskuif en verlatenheid, kan ons seker met 20.000 vermenigvuldig, en dis hoe daardie verlatenheid moes gevul het. So op Psalm 22 kom die Here, en koning Dawid, en hy sê, hy roep uit, want hy voel verlate, hy voel verlore, alleen, bang en vernederd. Ja. En hier roep hy uit, en ek dink dit is hoe baie mense ook voel, en ons voel laas nie hoop nie, maar net daarna kom die hoop, want Jesus het dit oorwin vir ons. Hy voel of God sy aangesig weggedraai het van hom. Dis hoe koning Dawid gevoel het. Hy dink God is nie meer na hom gekyk nie, God het hom vergeet. Seker net soos Jesus aan die kruis gevoel het, het hy ook daardie woorde uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? En ek dink baie, hierdie is woorde wat soveel mense doen. Ja. En soveel mense roep na God, want hulle voel verlate.
Maar daai wat jy gesê het, wat God gesê, ek sal met jou altyd wees. Ja. Want Jesus het ons die oorwinning gegee oor om verlate, eensaam, bang, moedeloos te voel. Ja. Want hy het dit vir ons aan die kruis volkome oorwin. 'n mooi deel wat ek ook gelees het. Ek het weer Psalm 139 vers 7 gekry wat sê, waar sou ek heen gaan as u gees as van u gees en waarheen vlug van u aangesig. As Dawid sê in daai stadium het hy gevoel hy wil nie die Here te nagekom. Ja. En hy wou wegkom van die Here af. En hy sê in daai Psalm 139, hy sê, maak nie saak waar hy gaan nie, die Here is daar. Klim hy op 'n berg, is die Here daar. Vlug hy na die ooste toe, is die Here daar. Vlug hy na die weste toe, is die Here daar. Maak nie saak waar hy heen gaan nie. Maar hy sê ook in Psalm 23, jy sê nou in Psalm 22 sê het hy gevoel God het hom verlaat, maar in Psalm 23 sê hy, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Amen. So ongeag, die Here was self in daai donker skaduwee en hy was verlate gewees. Ja. Ons sal nooit verlate wees. Solank ons aan die Here vashou, sal ons nooit, dit voel vir ons so. Ek het hier ook geskryf, ons verlaat baie keer die Here. Ons vergeet van hom, ons glo nie in hom nie, en ons gaan baie keer deur omstandighede wat ons sê, ek het nie die Here nodig nie. Hy het nou vir my daar het nou iets in my lewe gebeur, hy het my pa van my al weggevat, of my kind, of my whatever van my al weggevat, so ek het nou nie meer die Here nodig nie. As gevolg van omstandighede het ek nie meer die Here nodig. Maar die Here verlaat ons nooit nie. Ons verlaat hom. Jy sien, en dis wat ons moet besef. Jesus het in die plek van ons kom staan. Ja. En gesê, ek staan in die plek sodat jy nooit verlate en verlore moet voel nie. Ja. Jesus het aan daai kruis gehang om seker te maak dat nie een van ons verlore of verlate gaan nie. Ja. Want onthou, hy kom en hy sê, Here, die wat u vir my gegee het, sal ek nie verlaat nie. God, die Vader, hulle wat jy vir my gegee het, ek het in daardie plek kom staan aan die kruis in die duisternis, die gat waarin soveel mense sit. Ja. Het die Here gekom en gesê, maar ek het vir jou ingestaan. Al wat jy moet doen, jy maak soos Petrus toe hy ingesak het in die water en die golwe bo hom uitgestaan het. Wat het gedoen? Hy het sy oë teruggedraai na die Here en gesê, red my. Hy het na God toe geroep. Jesus het vir ons kom instaan op daardie oomblik, in daai duisternis, wanneer soveel van ons vasgevang is, wat ons voel ons kan nie deurbreek nie. Ja. Het hy gekom. En hy het gesê, Vader, ek kom koop Gert los van dit. Want ek wil nie, jy moet verlate en ver weg van u voel nie. Ek het hom kom koop met my bloed. Hy behoort nou aan my. Hy het dit in ons plek gedoen. In ons plek was hy van God verlate. Hy was heeltemal alleen. Hy was verwerp en verneder. In ons plek was hy van God verlate, sodat ek en jy nooit deur God verlaat sou word nie. Ja. Hy het ons kom loskoop van daai verlatenheid, daardie donker spilonk waarin soveel mense is, maar as iets wat ek en jy moet doen. Ons moet soos Jesus uitroep. Hy het gesê, my God, hy het nie met hom op daardie mooi vader innerlike kind verhouding gepraat nie. Dit was 'n noodkreet tot redding vir die wêreld. Hy het dit uitgebasyn. Ja. En so moet ek en jy kom in ons omstandighede, wanneer ons voel ons kan nie, moet ons weet, hy het ons kom verlos. Hy het hom gewoon loskoop, al wat ons moet doen. Ons moet uitroep, soos hy, my God, red my. Ja. Want op daai oomblik was hy nie meer Jesus Christus, God, die een van die drie eenheid nie. Op daai oomblik was hy los van die drie eenheid.
want God kan nie saam met sonde staan nie. En op daai stadium, ek dink op daai oomblik, ek dink op daai oomblik was hy net mens. Hy was nie God nie, hy was net mens. En ek dink as jy van God verlate voel, ek praat nou uit hoe verlate ek gevoel het toe ek moes trek, toe ek weg is van my familie en my vriende af. Dis 'n verlatenheid wat jy nie vir iemand kan beskryf nie, maar ek dink om so verlate te wees is sleg. En ek het hier geskryf, Christus verafskiet die sonde, maar hy het ons so lief gehad, dat hy ons sonde op hom geneem het, en deur God verlaat word, terwille van ons sondes. Geen groter liefde as wat sy lewe vir sy vriend aflê nie. Johannes 15 vers 13. Yes, hy was Amen. ons. Hy was, sodat ek en jy nooit weer geskei kan wees van God nie. Ja. Maar, ons moet iets doen. Ons moet hom aanneem. Yes. Anders te gaan ons daardie Ja, woorde hoor. nee. En dan gaan ons die werklike verlatenheid van God ervaar. Ja. Die dag wanneer ons dit hoor, jy het dit nie gemaak nie. Dan Amen. gaan ons daai woorde uitroep, my God, my God. Ja. Ja. Weet jy, ek wil vir jou sê my lief, baie dankie dat jy saam met my hieroor gepraat het, was lekker. Maar ek moet sê ek het my ou maat gemis hoor. Ek hoop hy word gou gesond. So, ek gaan vir jou vra, aangesien dit jou eer is, dat jy vir ons gaan afsluit hierso vanaand. Asseblief, baie dankie. Dan bid jy sommer vir ons ou boetie dat hy gesond kan word en laat hy nou volgende week, laat ek nie op jou knoppie moet druk nie, né? Ja, nee. Reg my vrou. Ons sluit die oë. Kom ons lê die oë. Here, baie dankie dat ons in hierdie aand in u naam kon vergader, Here. Here, baie dankie dat u aan daardie kruishout gehang het vir ons sondes, dat ons nooit hoef te voel hoe om van God verlate te wees nie. Dankie dat u nooit ons hand los nie. Amen. Al los ons u hand, hou u ons nog vas. Soos wat ons kinders baie keer ons hande los, maar jy as ma, jy as ouer, gryp nog steeds vas en jy hou hom nog in die oog. So hou die Here ons in die oog, Here. Baie dankie daarvoor. Here, in hierdie aand bid ons ook vir almal wat siek is, Here. Ons bid vir Henry, Here, dat hy gou gesond sal word, Here, maar so bid ons vir almal wat siek is, Here. Dis die verandering van seisoen wat moet gebeur en baie van ons het maar allergies en al daai goedjies wat in die omgewing is, maar Here, ons vra u dat u genesende hand oor elke een van hulle sal hou, dat u ons sal seën, behoed en bewaar. Here, seën ook ons vooruitgang, Here, ons pad huis toe, Here, u hand van bewaring. Maar Here, ek wil ook in hierdie aand vir u sê baie dankie vir die reën. Ek weet ons kla baie keer te vinnig of te maklik vir te veel reën of te min reën. Ons is baie ondankbaar, Here. Maar Here, soveel reën soos wat ons nou al gehad het, is daar plekke wat nog steeds nie reën gehad het nie. Here, ek bid vir daai plekke, Here, dat u reën ook in daardie plekke sal stuur, Here. En dankie vir u wonderwerke wat elke dag in ons lewe gebeur. Dankie daarvoor. Here, ons vra hierdie dinge nie om ons verdien nie, maar alleen uit u genade. Amen. Ons sê baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is en dan sien ons julle volgende week, selfde tyd, selfde plek.